Sluit nou gerus aan by kruispad.com se aanlyn erediens. Goeiedag en baie welkom by Kruispad 24/7 se aanlyn boodskap. Dis vir ons so 'n groot voorreg, sê ons elke keer, om hier te mag wees. Elke week werk ons span in 'n proses van beplanning en bid en dink en uitwerk om die woord van God op 'n eenvoudige en 'n praktiese manier by jou uit te bring. En ons doen dit met een doel, dat jy God se stem duidelik sal hoor in jou alledaagse lewe. Mag jy vandag net meer kennis kry en nog dieper begrip van hoe God jou wil gebruik waar jy is. Genade en vrede vir jou van God, wat in jou werk, wat besig is in jou wêreld en jou nooit losmaak van sy plan nie. Welkom by Kruispad 24/7. Ons kom aan die einde van ons reeks God gebruik gewone mense om lig te bring in plekke van onsekerheid, om te gee waar mense seer het, om hoop te bring waar dinge donker voel en om te bou waar God ons plaas. En vandag sluit ons af met hoe God gewone mense gebruik om in liefde hulle gawes te leef. In die reeks het ons al 16 gawes saam ontdek en gesien hoe prakties God werk deur gewone mense. Hy gebruik ons om lig te bring met wysheid en kennis, onderskeiding en profesie. Om te gee met barmhartigheid, diensbaarheid, gasvryheid en voorbidding. Om hoop te bring met bemoediging, evangelisasie en kreatiewe kommunikasie. En verlede week het ons gesien om te bou met leierskap, administrasie, apostelskap en handvaardigheid. En alles wys vir ons dat God nie van ver af werk nie, maar deur mense soos ek en jy, waar ons elke dag leef en verander soos wat God wil hê, ons moet verander, sodat ons gawes kan uitlewe as gewone mense om liefde te kan uitleef. Om weer mense te laat vertrou, om weer mense te laat vasstaan en weer te laat glo dat God steeds besig is in vandag se lewe deur gewone mense. En hy doen dit prakties, deur gawes van geloof, wat hy vir ons gee, onderrig, herderskap en vrygewigheid, waar hy mense gebruik om in liefde 'n verskil in ander mense te kan werk, om hulle te versorg en hulle prakties te help, om lig te kry, om uit die donker van die lewe uit te kom. Sommige gaan my seker skiet as ek dit weer sê, maar ek wil so aanmoedig om ons aanlyn gids op kruispad.com te gaan deurwerk. Hoe kan 'n mens jou roeping gaan uitleef as jy nie weet wat die tools is waarmee jy dit moet gaan doen nie, of nie verstaan hoe dit werk nie? So groot asseblief, gaan loer en doen hierdie en sit 'n bietjie energie in jou verhouding, in jou geloof met God, sodat jy werklik 'n verskil kan gaan maak in die wêreld waar jy woon en werk en waar jy speel. Laat ons stil en rustig word dan. En die grond hier binne ons dan voorberei vir die werk van die Heilige Gees en om God se woord te kan ontvang.
1 Korintiërs 13. Sê nou maar, ek is so geestelik, dat ek die tale kon praat vir die engele in die hemel praat, en selfs nog 'n klomp ander. Maar ek het nie ander mense lief nie. Wat dan? Vir die Here klink daardie geestelike gepraat dan nou niks anders nie, as 'n geraas, soos iemand wat teen 'n yster kap. Sien nou, ek kan uitstekend preek, is hooggeleerd in die dinge van die Here, en verstaan dinge van God, wat ander mense nie eens weet nie. En boonop het ek nog die grootste geloof, wat jy jou kan voorstel. Maar ek het nie ander mense lief nie. Is ek vir die Here 'n 0 op 'n kontrak. Al gee ek alles wat ek besit vir arme mense en word as martelaar vir die Here verbrand. Maar ek het nie lief nie, help dit alles niks. Wat beteken dit om lief te hê? Om ander lief te hê beteken om nooit iemand sleg te behandel wat jou irriteer nie. Om altyd alle mense so te hanteer dat hulle graag by jou wil wees sonder om bang te wees dat jy hulle sleg sal behandel. Om ander mense dit wat hulle het of kry te gun sonder om lelik te wees as hulle dinge het wat jy nie het nie. Om nie heeltyd oor jouself te praat en te spog nie. Om nie heeltyd te maak asof jy soveel beter as ander mense is nie. Om nie ongeskik te wees nie, maar jou so te gedra dat ander nie ongemaklik sal met jou voel nie. Om nie net heeltyd aan jouself en jou eie voordeel te dink nie. Om nie sommer vir niks kwaad te word nie. Om nie elke liewe dingetjie wat iemand verkeerd doen te onthou, sodat jy hom kan terugkry nie. Tot daardie tyd kom, het ons 3 belangrike dinge wat ons op koers moet hou. Daar is die verhouding met God, die sekerheid dat hy sy beloftes sal hou en die liefde. En van hulle staan die liefde bo aan die lys. Ek vermoed as ons hierdie 1 Korintiërs 13 hoor, dan merk ons sulke swart kolletjies in ons eie mondering, in ons eie lewe op, waar die liefde nie in ons lewe altyd grondvat nie. Daarom is dit goed om gedurig hier stil te staan en weer te luister na 1 Korintiërs 13, want dit wys vir ons iets baie eerlik en konfronterend. Selfs al is 'n mens baie geestelik en baie bekwaam of en baie toegewyd, beteken dit niks as daar nie liefde is nie. Jy kan vol wees van gawes. Jy kan 'n groot geloof hê. Jy kan selfs ongelooflike dinge vir God doen en mense beïndruk met jou geestelike lewe, maar as liefde nie die basis is nie, is dit leeg. Nou dit klink dalk sterk, maar Paulus sê eintlik, jy kan baie geraas maak in hierdie geestelike wêreld, maar sonder liefde is dit net geraas, met geen byvoordele nie. Liefde is nie net 'n gevoel wat kom en gaan nie. Dit is nie iets wat jy net ervaar wanneer alles regloop nie. Liefde wys homself in hoe jy mense hanteer, veral wanneer dit moeilik is. Dit beteken geduld wanneer iemand stadig is, respek wanneer iemand anders dink as jy, nederigheid wanneer jy dalk reg is, maar eerder stil bly, en goedheid selfs wanneer iemand dit nie verdien nie. Liefde soek nie altyd sy eie voordeel nie. Dit draai nie alles om jouself nie. En dit hou natuurlik ook nie boek van die verkeerde dinge wat iemand teen jou gedoen het nie. En dan bring Paulus so alles tot 'n punt waar hy sê, daar is baie in die lewe en selfs in die geestelike wêreld wat sal verander en dat verby sal gaan. Gawes, kennis, selfs sekere dinge wat ons nou so belangrik ag. Dit gaan nie vir altyd bly soos dit is nie.
Maar daar is 3 dinge wat bly staan vir altyd. En dis geloof, hoop en liefde. En van hierdie 3 sê Paulus baie duidelik, die grootste, die sterkste, die een wat alles saam vashou, is liefde. So die groot vraag is, hoe gebruik ek dan my gawe reg? En Paulus help ons daarmee. Ons moet eenvoudig binne 'n verhouding met God te doen. Wanneer ons naby hom leef, leer ons om sensitief te wees vir sy leiding. En dan begin ons verstaan dat ons gawe nie vir onsself gegee is nie, maar om ander te dien en God se hart sigbaar te maak. Ons het al hoeveel keer gehoor. Jou gawe werk reg wanneer dit in die klimaat, in die omgewing van nederigheid en liefde en gehoorsaamheid funksioneer. Om jou gawe reg te gebruik beteken ook dat jy dit sal uitleef daar waar God jou geplaas het en nie net waar dit gemaklik of indrukwekkend is nie. Dit groei wanneer jy getrou begin dien in die klein dinge en wanneer jy bereid is om mense op te bou eerder as om jouself te bewys. So word jou gawe 'n kanaal van hoop en waarheid en liefde, waardeur God ander mense kan aanraak en mense kan bou. En dit moet alles gedoen word aan die hand van gemotiveer deur liefde. As jou doen en late nie binne hierdie raamwerk van 1 Korintiërs 13 val nie, dan gaan jy probleme hê met die uitwerking van jou gawes. En dis nie maklik nie, want ons default trek skeef en daarom sal ons moet versterkings inkry. Ons moet die Heilige Gees vra om ons te help, sodat ons gawes reg en in liefde geïmplementeer kan word. En natuurlik, daarmee saam moet ons gawes verstaan. Want sonder kennis van hoe dit moet werk en hoe dit nie moet werk nie, gaan dit ook nie die gewenste uitwerking hê nie. Karakter is baie belangriker as vermoë. Want God kyk nie net na wat ons kan doen nie, maar ook hoe ons mense te behandel terwyl ons dit doen. Gawes sonder karakter kan mense beïndruk, maar dit bou nie die mense op nie. En daarom wys Paulus vir ons dat liefde sigbaar word in geduld, in vriendelikheid, in nederigheid en in selfbeheersing. Dit is hierdie innerlike vorming wat bepaal hoe gesond en hoe lewensgewend ons gawes regtig is. Gawes is tydelik, maar liefde is ewig. Want alles wat ons nou as geestelike gawes ervaar, is deel van hierdie tyd en hierdie wêreld. Maar dit sal eendag verander wanneer alles volmaak is. Wat bly staan is geloof en hoop en liefde, sê Paulus. Daarom berywer julle vir gawes, want God wil hê ons moet dit nie ignoreer of afskeep nie, maar aktief daarin groei en dit gebruik om sy mense op te bou. Gawes is nie iets om passief oor te dink nie, maar iets waarvoor ons moet verlang en werk sodat mense opgebou kan word en God se teenwoordigheid in hulle lewe sigbaar kan word. Onthou, God getuig saam deur die gawes, want wanneer die Heilige Gees werk deur mense se lewens, bevestig hy self dat hy besig is om te werk tussen sy mense, tussen sy kinders. Gawes is dis nie net 'n menslike vermoë nie, maar God se bevestiging dat hy saam met ons bou en dat sy krag sigbaar word waar gewone mense hom gehoorsaam. Onthou net, gawes is nie die einddoel nie, maar dis net 'n hulpmiddel wat God gebruik om sy kerk te bou en mense te laat groei in liefde en in volwassenheid. Dit beteken ook dat gawes my nie noodwendig meer geestelik maak nie. Want geestelikheid word net gevorm deur 'n verhouding met God.
En karakter nie deur geestelike vermoëns nie. Meer gawes beteken dis nie outomaties meer geestelikheid nie, maar meer verantwoordelikheid om dit reg en in liefde te gebruik. En dis so belangrik dat ons dit sal snap. Ware volwassenheid in God se oë word nie gemeet deur aan hoeveel gawes ek het nie, maar aan hoe ek dit gebruik om ander op te bou en Christus sigbaar te maak. Ek weet nie van jou nie, maar die afgelope fact-finding van wat gawes is en wat dit nie is, het my kop so 'n bietjie oopgeskiet. Nou as jy van die preke gemis het, gaan kyk gerus op ons YouTube kanaal Kruispad 247 TV, sodat jy die volle prentjie kan kry. Nou die laaste 4 gawes wat ons so bietjie nader aan gaan bekyk, is geloof, vrygewigheid, genesing en wonderwerke. Nou geloof. Geloof as 'n gawe is wanneer God aan mense gee om op hom te vertrou op 'n dieper en 'n sterker manier as wat hulle natuurlik kan doen. En dan praat ek nie van die algemene geloof dat God kan red nie, maar 'n spesifieke vertroue dat hy kan ingryp, verander en iets kan doen wat vir mense onmoontlik is. Mense met hierdie gawe bring stabiliteit in 'n onsekere tye, want hulle sien God se moontlikheid waar ander net probleme sien. Hulle help ander om nie op die omstandighede hier te fokus nie, maar op God se vermoë om te kan deurbreek en sy plan te laat gebeur. 'n Persoon in 'n moeilike situasie waar alles sê dit gaan nie werk nie, maar hy bly kalm en vertrou dat God gaan ingryp. Dis so 'n persoon. Sy geloof help ander mense om nie moed op te gee nie, maar om weer te glo dat God iets kan verander. Vrygewigheid is die tweede gawe. Dis 'n gawe waar God mense beweeg om met oop hande te leef. Soos my vriend saam met wie ek hier op die plaas is. Hy hou nie vas aan wat hy het nie. Dit gaan nie oor geld nie, maar oor tyd en energie en hulp en hulpbronne wat met 'n oop hart gegee word. Mense met hierdie gawe gee nie om vir erkenning nie, maar om 'n impak te maak in ander mense se lewens. Hulle sien nood vinnig geraak as ander en reageer prakties en spontaan om ander te wil help. Dit borrel so uit hulle uit. Iemand hoor van 'n gesin in nood en gee sonder om 2 keer te dink. Al beteken dit dat hy of sy selfs minder het. Sy of haar manier van gee maak dat ander mense voel God sorg werklik vir hulle en gee om. Die derde is genesing. En dis die gawe van genesing is wanneer God mense gebruik as instrumente waardeur hy herstel bring in hulle lewens, in hulle liggame, in hulle emosionele wonde. Dis nie iets wat 'n mens beheer oor het nie, maar iets wat God gebeur en deur mense laat vloei, want dit was sy wil. Wanneer hierdie gawe werk, gebeur daar iets wat mense nie self kan verklaar nie, maar hulle beleef God se aanraking en herstel. En dit wys vir ons dat God nog steeds hier vandag aktief betrokke is en in sy mense werk, veral daar waar pyn en gebrokenheid is. Hulle gelowige bid vir iemand wat siek is of gebroken is en daar kom vrede en herstel wat menslik nie verklaar kan word nie. Ander mense sien dit en word herinner dat God nog steeds mense se lewens kan aanraak en herstel. Ek luister die afgelope tyd na een van die lectio sessies wat vertel van Petrus wat op sy knieë gegaan het en vir Dorcas die apostel gebid het wat dood was en sy het lewendig geword. Ek het net daar self gaan kniel en vir my vriend gebid vir genesing.
Nou dit sluit ons aan by die volgende gawe, wonderwerke. Nou wonderwerke is wanneer God op 'n bo-natuurlike manier ingryp in 'n situasie waar dit mense se vermoë opbou. Dit is God se tekens waar sy krag groter is as ons natuurlike beperkings. Mense wat hierdie gawe het, leef met die bewustheid dat God nie beperk is tot logika of wat moontlik is nie. Dit bou geloof in ander, want wanneer God ingryp, sien mense dat hy werklik leef en betrokke is in ons wêreld. 'n gelowige bid vir iemand wat siek of wat gebroken is en daar kom vrede en herstel wat menslik nie verklaar kan word nie. Ander mense sien dit en word herinner dat God steeds mense se lewe kan aanraak en herstel. My vriend, die kardioloog daar in Umhlanga, Dirk, het my vertel of hy gebruik so 'n dun draadjie wat hy hier opdruk en dan die mense se verstopte are hier in hulle harte oopboor. Nou hy sê hy sit baie keer terug en kyk na genesing wat gebeur het en dan weet hy was nie daar betrokke nie. Dit was 'n wonderwerk gedoen deur God. En dan is dit mos nou hier wat ek wonder, hoeveel mense het uitgemis op God se liefde en sy genesing omdat ons nie geweet het ons het hierdie gawe nie, of omdat ons net nie opgedaag het nie. Vriende, God gee vir elke gelowige gawes om te gebruik tot opbou van sy geloofsgemeenskap, van sy kinders en tot diens van ander mense. Hierdie gawes kry hulle ware krag en betekenis wanneer dit deur liefde gedra en gevorm word. Daarom is die roeping van elke gelowige om hulle gawe getrou, nederig en in liefde uit te leef. Ons loop saam deur die lewe, nie perfek nie, net hier. En ons sien hoe God beweeg in elke dag se manier. Iemand merk iets in 'n ander, iemand dra weer seer. Ons begin saam verstaan nou, God is hier elke keer. Nie een van ons alleen nie, ons leer dit saam verstaan. God gebruik ons in alles, waar ons leef en waar ons gaan. God gebruik gewone mense, soos ek en jy hier saam, om lig te bring waar dit donker is, en elke dag se gaan. Ons dra mekaar se stories, ons gee weer hoop en lewe. God gebruik gewone mense om lig en liefde te gee. Om lig en liefde te gee. Soms is dit net 'n woord wat bou, wat iemand weer laat glo. Soms is dit 'n hand wat help wanneer iemand swaar loop. Soms bring iemand net weer vrede, Soms deel iemand hul brood. soms wys God deur 'n lewe, hy is naby, hy is groot. God gebruik gewone mense, soos ek en jy hier saam, om lig te bring waar dit donker is, en elke dag se gaan. Ons dra mekaar se stories, ons gee weer hoop en lewe. God gebruik gewone mense om lig en liefde te gee. Om lig en liefde te gee. Ons is nie almal dieselfde nie, maar ons bou saam een pad. Elke mens het iets om te gee. 'n Deel van God se skat. En wanneer ons dit begin leef, word sy hart sigbaar hier. Lig
groei, God is teenwoordig hier. God gebruik gewone mense soos ek en jy hier saam, om lig te bring waar dit donker is. En elke dag se gaan, Ons dra mekaar se stories, ons gee weer hoop en lewe. God gebruik gewone mense om lig en liefde te gee. Gewone mense, God gebruik gewone mense soos ons. Vir sy lig. Ons het aan die einde gekom, jammerlik, van ons reeks. God werk in ons wêreld deur gewone mense. Hy is teenwoordig in die realiteit van ons alledaagse lewe en hy is aktief betrokke in alles wat om ons gebeur. Sy hand is nie ver nie en sy werk is nie beperk tot spesiale oomblikke nie. Hy is teenwoordig in die gewone ritme van elke dag en in die eenvoudige dinge wat ons so maklik miskyk. Hy werk deur ons hande, ons woorde, ons dade, deur ons voete. Ons lewens word 'n ruimte waar God se karakter sigbaar word en waar sy teenwoordigheid prakties ervaar word deur ander. Hy gebruik ons optredes, ons gesprekke, ons keuses om sy liefde aan ander mense te wys en sy waarheid op 'n eenvoudige manier te laat leef. God gebruik gewone mense, soos jy. Hy kies mense met elke dag se stories en elke dag se realiteite om deel te wees van sy groter plan. Hy plaas sy werk in gewone lewens en gebruik gewone mense om iets van sy hart aan die wêreld te wys. Mag jy as gewone mens jou bonatuurlike gawes wat aan jou geskenk is gebruik om God se hande en voete te wees, om 'n werklike verskil te maak. God se verskil in hierdie wêreld te wees. Mag die genade van ons Here Jesus Christus jou omring en jou hart vol vrede maak in elke deel van jou lewe. Mag die liefde van God jou versterk in alles wat jy doen en mag sy waarheid jou lei waar jy ook al gaan. Mag die Heilige Gees jou vul met geloof en wysheid en krag om te leef as 'n getuie van God se goedheid. Mag jou lewe 'n plek word waar ander mense God se hart kan sien en beleef met al jou gawes. Amen. God gebruik gewone mense soos ek en jy hier saam.